Kom ons begin net met 'n oulike grappie. Dankie vir almal wat vir my grappies stuur. Hierdie ou sê, jy moenie bekommerd wees om oud te word nie. Jy gaan nog steeds simpel dinge doen, jy gaan dit net stadiger doen. Halleluja, dit was oulik. Ja, kom profeteer sommer oor iemand, sê mag jy lank lewe, kom spreek dit uit, mag jy lank lewe. Amen. Geliefd, deel 2, ek wil vir jou mooi vra, dat jy deel 1 gaan luister, indien jy dit nog nie gedoen het nie, dis 'n reeks, dit volg op mekaar, en ek wag op die Here, ek spandeer soveel tyd, om vir jou wonderlike woord te bring, so ek gaan luister dit oor en oor en oor, dat soveel getuienisse al klaar ingekom, van mense, wat met trane getuig, hoe hulle vrykom, en dis my gebed dat daar vandag, baie siele gered sal word, baie mense gesond sal word, nie net liggaamlik nie, maar ook innerlik. Kan ek weer vir jou sê, God is nie kwaad vir jou nie. Die duiwel lieg vir mense en hy wil mense laat glo, God is kwaad vir hulle. As gevolg van dinge wat hulle gedoen het, of dinge wat gebeur het, of dinge wat met hulle gebeur het. Gaan luister deel 1. Wanneer jy dink God is kwaad vir jou, dan gaan jy wegkruip. As vanmôre mense wat nou in allerlei plekke is, en ons veroordeel hulle nie, ek wil net vir jou wys hoe werk het, omdat hulle verwerp voel, gryp hulle na verslawing. Wat dit ook al is, jy dalk familie wat verslaaf is, en weet jy wat is jou begeerte en gebed, dat hulle moet vrykom, so bid ons elke dag vir mense. Ons veroordeel niemand nie, maar mense wat sukkel met verwerping, en veral deur 'n traumatiese ding gekom het, wat die Here nie dien nie, gryp makliker na verslawing. Ek wil vir jou sê, ons almal het met uitdagings te doen, en wat doen ons? Ons hardloop na die Here toe. Om sê net vir die ou langs nou, jou hardloop na Jesus toe, kom met alles. Die ding is, jy kan na sekere verslawings toe hardloop, en dan môre is jou probleme dubbel soveel. Jy kan dalk vir 'n oomblik sê, ek vergeet so bietjie. Nee, party ons sê, maar hulle drink, hulle vergeet so bietjie van hulle probleme, of hulle doen drugs, en kom ons wees net reël, kom ons wees net relevant, sodat mense kan vrykom. Ons veroordeel niemand nie, ek wil vir jou iets wys, jou probleme word al hoe erger. Dit is net Jesus wat jou vry kan maak. So sê saam met my, sê God is nie kwaad vir my nie. Mense het gevolge as gevolg van hulle keuses. As jy hierdie openbaring kan snap, gaan jou lewe verander. Jy gaan maai wat jy saai. Dit het nie met die Here iets te doen nie. Elke dag deel ek met mense, en dan vra mense, nou waar is die Here? Hoekom doen die Here dit? Dan moet ek sê, maar is nie die Here nie. Kom aan, toe Adam en Eva gesondig het, wat het hulle gedoen? Weggekruip. Toe vra die Here, Adam, waar is jy? Verstaan jy, dit was nie die Here nie, en ek dink ons moet net met mekaar eerlik wees, en jy moet hierdie aanstuur vir al jou kinders, familie en vriende, jou keuses lei na gevolge toe, klaar. Die Bybel sê oor en oor, kies lewe, moenie die dood kies nie. En as jy verslawings kies, kan ek dit weer sê, niemand oordeel jou nie, want vandag as jy iets sê, dan sê almal mos, moenie oordeel nie. Niemand oordeel jou nie, God oordeel. Maar as jy byvoorbeeld sulke goede kies, dan gaan daar negatiewe gevolge wees vir jou. Ek wil dit weer sê, dit het niks te doen met die liefde van Jesus nie. Hoor dit mooi, God is nie kwaad vir jou nie, hy is so lief vir jou, dat hy sy seun gegee het om aan jou plek te sterf. Ek wil 'n radikale stelling maak, en jy kan dit in deel 1 weer gaan luister, daar's niks wat jy kan doen om te maak dat God jou meer lief moet hê. Nou wil ek in deel 2 vir jou iets besonders oopmaak vandag. Jesus het 'n storie vertel van die verlore seun. En ek wil hê ons moet net 2 skrifte lees, en dan gaan ek net jou geheue so 'n bietjie verfris. Lukas 15, jy kan dit later by die huis gaan lees, die hele storie, maar vers 20 sê,
Dis nou die verlore seun en hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop, kry nou hierdie prentjie oor hierdie liefdevolle vader. En hom omhels en hartlik gesoen. Kyk hoe beskryf die Bybel dit. Vers 24 sê, nou praat die vader en hy sê, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. Ek wil vir jou ietsie gee, wat ek dink vir jou baie mooi gaan wees en wat jy sal onthou, skryf hierdie neer. Die fokus van die gelykenis is uiteindelik nie die verlore seun nie, maar die liefdevolle vader wat nooit ophou wag, lief hê en herstel. Ja, die verlore seun het droog gemaak. Kom ek kleer dit net gou vir jou bietjie in. Jy moet nou mooi luister. Hy het na sy pa toe gegaan, sy pa is skatryk. Daar was 2 seuns en hy het vir sy pa gesê, gee my erfporsie, ek wil net hier uit. En die Bybel sê, hy het sy geld verkoos. Die Bybel beskryf wat hy gedoen het. Die Bybel gee vir ons detail. Die Bybel sê het onder andere dit met hoere deurgebring. Nou, dit is 'n sterk woord, maar net dat jy kan verstaan, hy het nou droog gemaak. Hy het weggebeweeg van sy vader, hy het gaan sondig. En toe verloor hy alles. En hy eindig toe in die varkhok op. Dis die laagste plek wat 'n Jood kan daal, hulle eet nie byke nie. Hulle verafskie vark. Ja, want die wet sê jy mag nie vark eet nie. En die Here het 'n wonderlike sin vir humor, hy laat toe dat hierdie ou in die varkhok opeindig. Dink mooi oor wat ek sê. En ek lees dit net vanmôre weer, die verlore seun sê, yes, hy is so honger. Een vertaling sê in die Engels, he was starving. Nou moet jy onthou, hierdie ou kom nou uit 'n skatryk huis uit, sy pa is skatryk, en nie net dit nie, waar hy liefde ken. Hy kies toe om die pad te stap van sonde. Jy ken dalk baie kinders, miskien jou eie kind, familie wat dit presies doen. En die Bybel sê, hierdie ou het begeer om net van die varke se pele te eet, en die Bybel sê, hulle wou nie vir hom dit gee nie. Jy moet dit weer gaan lees. Kom dat ek dit vir jou oopmaak. Hy het gestaaf. En die Bybel sê, tot sy sinne gekom, hy het vir homself gesê, yes, laat ek opstaan en teruggaan na my vader. Hy sê, daar by my pa, daar is baie werkers, huurlinge, diensknegte. Hulle het oorvloed kos, oorvloed brood. Hy sê, laat ek maar opstaan, my verneder, en ek dink hy het by homself gedink, al word hy nog maar net 'n diensknegt, want ons lees dit, dat hy dit later vir sy pa gesê het. En die Bybel sê, hierdie vader het van ver af hom dopgehou. Nou dit sê vir my, hy het elke dag uitgekyk na hierdie verlore seun. Kan ek gou vir jou iets sê, jy kan nie die liefde van ons hemelse Vader verdien. Dis slegs genade. Daar is steeds mense wat dink hulle moet werk vir God se liefde. As dit die geval is, hoekom het Jesus dan in ons plek gesterf? Jesus het juis in ons plek gesterf om ons verhouding met God te herstel, om hierdie liefdesverhouding te herstel. Want die Bybel sê, almal het gesondig, en dit het hulle ontbreek aan die heerlikheid van God. Hoor hoe mooi is hierdie. So Christus het gekom en hy dit herstel. As jy steeds op werke hardloop en jy dink dit is hoe jy liefde moet verdien, dan is jy wetties. Jy doen goeie werke, omdat jy nou vir die Here lief is. Omdat jy jou lig nou wil laat skyn. Kom aan, omdat jy hom nou wil behaag. Nie sodat jy gered kan word daardeur. Dis slegs die bloed van Jesus wat ons kan red. En ek voel dat hierdie storie eintlik meer gaan oor die liefdevolle Vader. Ja, dit gaan oor die verlore seun en hy beskryf die pad wat hy gestap het en hy het opgestaan en hy het teruggekom. Maar nou is daar party ouens wat dit so preek asof hy so wonderlik was. Nee, die Vader was wonderlik.
Daar's baie families wat sê, woe, ek skryf hier jou af, ons is al deur soveel seer en verwerping, en daar's so baie by ons gesteel, ons wil met jou niks te doen hê nie. In hierdie storie leer ons dat ons hemelse Vader se liefde vir ons onvoorwaardelik is. Ek hoor mense gebruik maklik hierdie woord, maar ek weet nie of hulle weet wat dit beteken. Sonder voorwaardes. En jy moet maar eerlik wees, laat hierdie woord jou was. Hoeveel keer het mense jou al seer gemaak? Hoeveel keer het jy al mense seer gemaak? En dan sê jy goed soos, ek wil met hulle niks te doen nie. Ek sien mense post, partykeer sulke snaakse goed op sosiale media. Dan dink ek by myself dadelik, sjoe, ek is bly die Here is nie so nie. Gereeld post ouens sulke goed soos, jy moet nou maar net met sulke mense niks meer te doen hê nie. En dink ek, sjoe, as die Here met jou so moet werk. Nou hier leer ons uit hierdie storie. Die verlore seun was geliefd, skryf hierdie neer, nog voor hy teruggekeer het. Hy was nie geliefd omdat hy teruggekeer het nie. Die Vader was lief vir hom al die tyd gewees. Kan ek vir jou iets sê wat vir jou so opgewonde gaan maak? Jy was geliefd nog voor jy gebore was. Daar's vanmôre mense wat nou na my stem luister, want jy gaan hierdie woord wyd en wyd share, né? Sodat jou familie en vriende en bure kan vrykom, by Jesus uitkom. Daar's mense wat dit moet hoor, jy is geliefd, hulle het nog nie eens hulle harte vir die Here gegee nie, maar hulle gaan. Want is God se wil dat almal gered sal word. Kom aan, een is nie beter as 'n ander een nie. Ek lei mense na die Here toe net waar ek kom, net gister op die strate, waar ek stap, oral. Sê ek sommer vir mense net daar op die straat, daar, hey, bid agter my aan. Gee jou hart vir die Here. En as mense wat hierdie gebed gaan bid, Jesus, vergewe my, kom in my hart, maak my 'n kind van God. En weet jy wat, in een oomblik gaan hulle ook gered wees. Skryf hierdie neer, jy is geliefd nog voordat jy terugkeer. Iemand moet dit hoor, daai verlore seun in jou familie, kom aan, daai verlore dogter moet dit hoor. Want hulle kruip weg en die duiwel sê vir hulle, kyk hoe sleg is jy. En hulle dink God is kwaad vir hulle, en hulle dink die Here is nie lief vir hulle, want die duiwel gaan dit mos nou uitbyt, hy fluister in jou oor, veral as jy iets verkeerd doen. Dan laat hy jou sleg voel, en dan kry jy nou nog mense wat die rol van die duiwel ook speel, hulle laat jou eers sleg voel. Elke keer wanneer jy iemand veroordeel, speel jy die rol van die duiwel. Want die Bybel sê in Openbaring, hy sê, die duiwel is die aanklaer van die broers. Luister mooi en leer. Elke keer wanneer jy iemand aankla, speel jy die rol van Satan. Ons rol is nie om mense aan te kla of te veroordeel nie. Ons rol is om vir mense te bid. Kom aan, ons rol is om te getuig. Die Here wil hê almal moet gered word. Hy wil jou familie red. Kom aan, hy wil al jou vriende red. Hierdie storie is vir my besonders. Dis hoe ons hemelse Vader is. En die Bybel sê dat hierdie seun het vir sy vader gesê, Vader, ek is nie werd om meer jou seun genoem te word. Hy sê, maak my man net 'n dienskneg. Ek meen, die man is honger. En ek lees net vanmôre weer, die vader sê, hey, vinnig, bring die kleed. En ek gaan nou nie spesifiek daaroor preek nie, maar dit praat alles van herstel. Om hom te herstel as 'n seun, kom aan. Kan ek vir jou sê dat hierdie storie 'n prentjie is van ons almal? Ons almal was verlore. As jy gered is vandag, weet, dis net genade. Ek wil hê jy moet anders na mense begin kyk wat nog verlore is. 'n Verlore seun is. Ek wil hê jy moet anders na hulle begin kyk. En daai verlore seun, dalk in jou eie gesin, daai seun, daai dogter, daai familielid, begin anders oor hulle praat. En sê, en dit doen ek almekaar met mense, wanneer ek families bid, dan sê ek, daai seun of daai dogter, dan sit ons die naam daar, dan sê ek, hulle sal die Here dien, hulle sal. So ek wil vir elke verlore seun vanmôre sê, waar jy ook al is en waar jy ook al wegkruip, jy sal die Here dien. En miskien weet jy van iemand wat vanmôre in die varkhok is, ons verlekker ons glad nie daarin nie, let op, die Here Jesus vertel hierdie storie, is 'n profetiese storie, want ons almal was maar in die varkhok.
Maak nou nie saak wie jy is of wie jy was nie. Jy was verlore, kom aan. Jy het jou hart vir die Here gegee. Jy was ook soos die verlore seun. Jy het ook die Here teleurgestel. Ons almal het. En ons kan nie dink ons is beter as ander nie. En wanneer ons deur die oë van Jesus na mense begin kyk, weet jy wat, dan gaan jy ook siele wil wen, net waar jy kom. Ek vat elke geleentheid om mense na die Here toe te lei. So hierdie storie wys vir ons dat ons 'n Vader het wat ons nie veroordeel nie. Die fokus is op hom. Ons is geliefd, nie as gevolg van wat ons doen nie. En daar is soveel kringe wat op die wet steeds hardloop en jy moet dit doen en jy moet dat doen en daar's honderde wette wat jy moet onderhou en dan gaan die Here jou dalk aanvaar en jy moet net op hierdie dag kerk hou en hulle rook dik zolle. Ek wil hê jy moet verstaan, Christus is ons Sabbat. Kan jy amen sê? In Christus vind ons rus. Laat ek jou vrymaak. In Christus vind jy vrede. In Christus vind jy vreugde. Is dit 'n goeie ding om te rus? Ja! Maar ons is nie meer onder die wet nie. As jy dit snap, verander alles. Christus het my fees geword. Dink ek moet 'n reeks daaroor hou. Daar's steeds ouens wat seker feeste hou. Ja, ons hou Kersfees en Paasfees, maar dit gaan alles oor Christus. Het gaan oor sy dood, kyk mooi, het gaan oor sy geboorte. Ons doen nie dit as 'n ritueel of as 'n wettiese ding nie. Want Christus is nou my fees. Verstaan jy? Ek verbly my in hom, ek vind my vreugde in hom. Hy is nou my alles. Kom aan, hy's my lewe. Hy's die antwoord. En daar's steeds mense wat onder die wet is, ons moet dit doen en ons moet dit doen en ons moet dit onderhou, want dit gaan jou red. Nee, dan mis jy dit. Hy het klaar die prys betaal. Daai wet het vir jou gewys, jy het 'n redder nodig. As jy by Christus uitkom, raai wat, dan word jy ook geliefd. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek wil hê jy moet nou eerlik wees, kom nou nie so heilig lyk nie. Daar's van julle, jy het dalk 'n verlore seun in jou gesin en jy weet hoe voel jy daaroor. Daar's van julle, want ek bedien duisende mense wat so seer het, so teleurgestel is, deur kinders wat jou ingedoen het en dit het nog nooit opgehou dalk nie. En ek voel hierdie woord gaan jou help. Begin oor daai kind lewe praat en sê, jy sal die Here dien. Jy sal terugkom na ons hemelse Vader toe. Jy sal die Here dien. Verander jou woorde oor die kind. Want ek lees dat hierdie ouetjie het so droog gemaak. Hy het al die geld gemors. Hy het lelike goede gedoen. Daai pa kon gesê het, soos baie mense doen. Ek wil met jou niks te doen nie. Ek skryf jou af. Jy kom nie weer naby ons nie. Mense maak maar so. Kan ek jou mooi help? Moenie simpel goed op Facebook post. Omdat jy deur seer kom en dan sê jy allerhande goed in nie. Vra jouself of die Here met jou so maak. Hy doen nie. Want hoekom sê ek dit? Ek wil jou help, want oormôre gaan jy deur 'n krisis, of jou kind gaan deur 'n krisis, en dan het jy genade nodig, dan het jy liefde nodig. Ek voel ek spreek net iets aan, want party ons, hulle gaan deur goed, en dan wassel hulle vuil goedjies op sosiale media, op daarmee. Ons het almal God se genade nodig. Niemand is beter as iemand anders nie. Ons was almal soos die verlore seun. Ons het almal uit genade gesê, ons moet nou opstaan en ons harte vir die Here gee. Miskien in 'n diens, miskien in 'n huis, waar jy ook al jou hart vir die Here gegee het, daar was maar 'n tyd waar jy moes kies. En iemand het vir jou ook gebid. En ek sien dat hierdie vader veroordeel nie die seun nie. Ek sien hy herstel hom onmiddellik. Dit gryp my aan. En hy sê, bring die kleed en bring vir hom 'n ring. Hy herstel sy identiteit. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Hy herstel opnuut hom as seun, sy autoriteit. Hy sê, bring vir hom skoene. Kan jy dink hoe hy geryk af van die varke af? En nie net dit nie, hy sê, hey, bring die vetgemaakte kalf. Want jy sien, Jode ken van braai. Ek meen, hulle ken van chops. Hulle eet nie vark en bacon. Nou sê die Bybel, daar's 'n groot gejuig oor elke sondaar wat tot bekering kom. Is jy gered? Dis genade. Wanneer laas het jy uitgereik na mense? Want ek kry mense, hulle isoleer hulle self.
Nou, hoe wil jy moet die Here jou gebruik as jy jou isoleer? Almal moet hierdie wonderlike woord van liefde hoor. Ons is geliefd, luister mooi, nie as gevolg van wat ons gedoen het nie. Kry dit nou baie mooi hier in jou denke. Ons is geliefd omdat die Bybel so sê. Ons is geliefd omdat die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad. Dit beteken lank voor ons geboortes, nog voor jy 'n twinkel in jou pa se oë was jy al geliefd. Kom aan, die Bybel sê hy het ons geken nog voor ons gebore was. En dan moet daar 'n dag in jou lewe kom waar jy dit aanvaar, waar jy Jesus in jou hart innooi en sê, Here, ek neem U aan as my persoonlike redder en verlosser. Dis nie jou werke wat jou red nie, want dan hoef Jesus mos nooit vir ons te gesterf het. En daar steeds godsdienstige groepe wat dink as hulle dit doen of dat doen, dan gaan hulle in die hemel toegelaat word. Jou werke kan jou nie red nie. Ons het almal al foute gemaak. Dis net Jesus wat ons red. En vanmôre wil ek vir iemand sê, jy's geliefd, nie omdat jy so liefdevol is nie. Jy's geliefd, nie omdat jy so oulik is nie. Hierdie gaan jou help. Jy's geliefd, nie omdat jy dalk dink jy's so talentvol. Jy's geliefd as gevolg van Jesus en dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. En niks of niemand kan dit verander nie. Ek het vir jou gewys in deel 1, maak nie saak wat die omstandighede was nie. Maak nie saak waardeur jy nou gaan nie, want mense maak so. Nou gaan hulle deur moeilike tye, dan blameer hulle die Here. Kan ek dit weer sê? Kan ek dit uitroep? Dit het niks met God en sy liefde te doen nie. Ons gaan almal deur omstandighede en daarom moet ons empatie hê en vir mekaar bid. En dis hoekom dit so wonderlik is om deel te wees van 'n geestelike familie. Waar daar vir jou gebid word, waar jy liefde ontvang, daar word uitgereik na jou. Keuses, gevolge. Maar God se liefde sal nooit vir jou verander nie. En hierdie storie gryp my so aan, dat die Vader van ver af wag, en die Bybel sê, hardloop hom tegemoet. Wag nou so bietjie. Ek het al mense gehoor, ek deel met mense, waar ma's gesê het, jy is nie my kind nie. Waar pa's gesê het, jy is nie meer my kind nie, omdat hulle seer gekry het. Ek wil gou vir jou sê, al is jou kind hoe stout, dit bly jou kind. Nou preek ek goed. Van julle kyk my so aan. Jy moet net onthou, jy was ook op 'n stadium soos hierdie verlore seun. Hierdie vader hardloop hom tegemoet. Die Bybel sê hy het vir hom 'n soen gegee. Hy het hom gedruk. En hy het hom herstel as seun in een oomblik en hy het dit voor almal gedoen. Ek bid dat die Here baie verlore seuns sal herstel. Ek bid dat hierdie woord baie mense sal vrymaak. Ek bid dat mense gedoop sal word met die liefde van Jesus. Ek wil hê jy moet verstaan, niks of niemand kan dit verander nie. Jy is nou maar eenmal geliefd. Jy sê, pastoor, ek voel nie so geliefd nie. Kom oor jou gevoelens. Verstaan jy? Want ek kry baie mense wat sê, ek voel so. Okay, hou op so voel. Jy weet, veral vrouens, hulle voel partykeer seker tyd van die maand op 'n ander manier. Maar die Bybel sê, ons word nie deur gevoelens gelei, ons word deur die Heilige Gees gelei. Sê vir jou langs jou, kry net klaar met jou gevoelens, man, kry net klaar. Die Vader se liefde het nooit verander nie, skryf dit neer, selfs toe die seun ver van hom af was. Ek wil jy moet dit sien, dis fenomenaal. Ons almal bid vir ons kinders. Ons almal bid vir die redding van siele, vir families, vir bure, kom aan. Ons moet dit doen. Die Bybel roep ons op om dit te doen. En as jy verstaan dat jy sy liefde ontvang het, slegs uit genade, nie omdat jy dit verdien het nie, gaan jy anders begin bid en dink oor hulle wat nog verlore is.
Moenie veroordelend wees nie. Elke keer wanneer jy mense oordeel, dan stel jy jouself aan as 'n regter. Moenie dit doen nie. Dis nie jou plek nie. Jou plek is om te bid, jou plek is om te getuig. Skryf hierdie neer. God se liefde kan nie verdien word nie, dit word uit genade gegee. Hoe kan 'n mens God se liefde verdien? Ek wil graag vir jou 'n wonderlike openbaring gee, wat jy altyd sal onthou. God die Vader is lief vir Jesus. Jesus is sy oogappel. Wil jy moet dit verstaan? Jesus is die geliefde seun. Jesus is die juweel van die hemel, dis hoe ek hom noem. Luister mooi. God sien nie eers iemand raak as jy nie in Christus is nie. Gaan dink na oor wat ek sê. Hy het Christus gestuur, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy Christus gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, buite Christus is daar nie hemel nie. Buite Christus is daar nie ewige lewe nie. Wel, ewige lewe sonder God. Buite Christus is daar nie vrede en liefde nie. Weet jy dit? Slegs in Christus is ons geliefd. Ons verdien dit nie. Dis alles as gevolg van hom. Kom aan, kom ons gee hom die eer. Kom ons sê vir die Here dankie vir die kruis. Is nie ons verdienste nie. Dis as gevolg van hom. As jy in Christus is, kykie, dan sien God die Vader jou raak, dan noem hy jou ook geliefd. Dit gaan alles oor Jesus. Die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, gaan oor Jesus. Hy's die woord. As jy Christus verwerp, verwerp jy die Vader, verwerp jy God. Verstaan jy? Jy kan nooit oogappel genoem word as jy nie in Christus is nie. Hy's die oogappel. Hy's die geliefde. En nou sien ek die apostel Paulus praat ook so met sy gemeentes en hy sê, geliefdes. Hoekom? Want ons is in Christus. Ons kan nie God se liefde verdien nie, maar ons kan dit ontvang. In geloof. Wanneer jy Jesus Here maak van jou lewe, dan sê jy, Here, ek aanvaar alles wat jy aan die kruis gedoen het. Ek maak ook u liefde nou my eie. Ek is ook nou 'n geliefde. Dit gaan alles oor Jesus. En sodra mense Jesus aanneem, dan sien God hulle ook raak, dan word hulle ook 'n geliefde genoem. Skryf hierdie gerus neer, bekering is die pad terug huis toe. Ek voel net, iemand moet dit hoor, daar's baie van ons mense, jy dalk 'n verlore seun, 'n verlore dogter. Dit bly steeds God se manier. Bekering beteken jy draai om. As 'n baie mooi Griekse woord vir bekering, metanoia, wat beteken jou denke verander. Die verlore seun in die varkhok, dis 'n preek vir 'n ander dag, maar ek wil net iets sê, partykeer kan die Here toelaat dat mense in varkhokke opeindig. Selah. Sodat hulle tot hulle self kan kom, want die Bybel sê hy tot sy sinne gekom. Het jy agtergekom, party ouens kom nie sommer maklik tot hulle sinne. 'n Pa en ma sê, "Jesus, ek wens dat jy kan tot jou sinne kom." Nee, weet jy wat? Wag net tot hy in die varkhok opeindig. Dan verlang hy na sy pa. En ons wil nie iemand moet seer kry nie, maar weet jy wat doen ons baie keer? Ons meng in. Henry, dit was 'n great punt geweest. Jo. In plaas dat ons bid dat hierdie seun of dogter of familielid die pad van bekering nou stap, dan meng ons in. Hier is 'n woord vir iemand. Want ons is so jammer vir ons kinders, en ons wil nie hulle moet seer kry nie, maar weet jy wat, die Here is besig met mense, hy verander harte, hoor hierdie woord. Terwyl hierdie ou verlore seun in die varkhok was, het sy pa nie ingemeng nie. Jy sien, daar was nie WhatsApp daai tyd. Daar was nie selfone nie, daar was nie smartwatches nie, ag kom aan, daar was nie internet nie. Daai ouetjie moes tot sy sinne kom, let op,
die Here Jesus vertel dit en hy sê, hy het tot homself gekom, tot sy sinne. Want ek kan nie net met jou praat oor liefde, hoor gou hier, en nie oor verantwoordelikheid nie. Verantwoordelikheid beteken jy aanvaar sy liefde. Dit beteken jy kom tot jou sinne. Iemand moet dit nou hoor. Jy moet die pad van bekering loop. Draai om! Want anders gaan jy aanhou om slegte goed te maai en is nie die Here nie. En jy ken dalk so iemand, hulle is verslaaf en hulle doen allerlei goede en ons kan oor en oor vir hulle sê, Jesus is lief vir jou en van hulle sal ook met trane nou sê, ek weet, maar wat moet gebeur? Hulle moet bekeer. En ongelukkig nou hoor ons al hoe minder boodskappe oor bekering. Want ons is in 'n tyd waar mense net wil hoor hoe wonderlik hulle is. Kan ek vir jou groot openbaring gee? Die pad terug na herstel, die pad terug na jou hemelse Vader toe is die pad van bekering. Iemand moet hierdie woord hoor in jou familie. Kan ek dit mooi sê? Draai om. Laat toe dat hierdie woord jou denke verander, draai om. Dis al manier hoe jy herstel gaan word. Want as mense wat allerlei goedjies sê en raad gee, en dit kan dalk goed wees, maar as die persoon nie tot bekering kom nie, hoe gaan daar herstel plaasvind? Want dis slegs Christus wat jou kan herstel met die Vader. Ag, kom aan. Dis slegs Jesus wat jou kan red. Slegs in Christus wat jy geliefde kan word. En nou kry jy in die tyd waarin ons leef, mense sit by allerlei plekke en mense en hulle gee allerlei raad sonder om oor bekering te praat. Daai gaan jy nou laat dink. So wat help het jy vertel iemand, jy moet nou net 'n beter mens word? Nee, jy moet tot bekering kom. Jy moet omdraai, jy moet jou hart vir Jesus gee, soos hierdie verlore seun teruggaan na die Vader toe. En wat doen die Vader? Hy gaan jou ontvang met liefde, hy gaan jou nie veroordeel nie, hy gaan jou tegemoet hardloop. Vanmôre bring ek vir jou die volle waarheid oor liefde. Iemand moet dit hoor. Want daar is te veel mense wat steeds hulle self bejammer en sê ek het deur allerlei goede gekom. Luister vriende, ons het almal al deur goede gekom. Hou op om jouself te bejammer en hou op om ander te veroordeel. Vergewe en vergewe jouself. Staan op, aanvaar die liefde van God, kom terug na jou hemelse Vader toe. Bekering is die pad terug huis toe. Want daar's van julle wat sê, ek het nou al alles probeer, ek het nou al alle raad gegee vir my kind, of vir die of vir daai. Hy moet tot bekering kom. Wanneer die Here jou red, weet jy wat doen hy? Hy vul jou met sy liefde. En ek bid dat hy almal van ons vanmôre sal vul met sy liefde, dat hy mense sal vrymaak. Laat alle bitterheid nou gaan, as jy bitterheid het. Want weet jy wat gebeur? Jy word siek. Daai persoon wat jou te nagekom het, is dalk nie eens meer hier nie. Hoekom gaan jy vas so aan bitterheid? Laat dit gaan. Laat daai aanstoot gaan, dit gaan jou siek maak. Laat daai liefdeloosheid, daai woede, laat dit gaan. Kom tot jou sinne. Sjoe, dankie Here. Bekeer jou, draai om. Moenie ander weer blameer nie, draai om, en selfs vir ons wat die Here dien, kyk gou hier, kan ons gereeld tot bekering kom. Van julle verstaan dit verkeerd. Ek praat nie van die dag toe jy hart vir Jesus gegee het, toe jy tot bekering kom, en dis reg, en dis 'n gegewe. Maar as Christen, luister na hierdie openbaring, moet jy gereeld omdraai in jou denke. Moet jy gereeld sê, ek stop hierdie, ek breek met hierdie, Here, ek wil vir u lewe. Jy lê sekere goede af. Jy moet oor en oor tot bekering kom in jou denke. En as jy hierdie woord kan jou eie maak, gaan jou lewe verander, want die Vader gaan jy nie veroordeel nie, hy wag vir jou, ons het die prentjie gesien, hy hardloop na jou toe, hy herstel jou, hy gee om vir jou. Jy sê, pastoor, jy weet nie wat ek gedoen het nie, dis oukei, die Here weet, vergewe jouself nou, in Christus is jy geliefd.
Skryf hierdie neer, die vader het na sy seun, of neem 'n foto, gehardloop, voordat hy enige iets kon doen om homself te bewys. Want weet jy wat doen mense? Mense sê, ek is lief vir jou omdat jy dit gedoen het. Kom aan. Daar's party ons sal net vir jou sê, ek is trots op jou omdat jy dit gedoen het. Ja, dis ook reg, dis ook mooi. Maar ek kan vir jou sê, 'n goeie vader sê vir sy kinders sommer gereeld, ek doen dit almekaar, ek is trots op jou. Nie net vir dit wat hulle doen nie, omdat dit my kinders is. Want is die liefde van 'n daddy. Ons hemelse Vader sê vandag vir jou, ek is trots op jou. Nie net omdat jy die Here dien nie, dit ook, maar hy's trots op jou, want jy's in Christus. Kom aan, jy's nou 'n geliefde. Kan julle amen sê? Jy's nou 'n kind van die Here. En hy's trots op jou. En ek weet ons is nie trots op lelike dinge nie, ek verstaan dit. As jou kind nou lelike goed doen, as jy nou nie trots daarop nie, maar hy steeds jou kind, verstaan, jy steeds lief vir hom, jy steeds trots op hom omdat hy jou kind is. Mag hierdie woord jou vry maak van alle seer, alle pyn. Kom nou oor dit met die hulp van die Heilige Gees, waar jy jouself vergewe en sê, ek het foute gemaak, maar ek het 'n hemelse Vader wat my vergewe. Hy was so lief vir my dat hy sy beste, dat hy Christus gestuur het. As jy dit aanvaar, dan word jy geliefde. Sien jou nou self as 'n geliefde. En hoe meer jy hierdie pad stap van bekering, hoor mooi, waar jy gereeld in jou denke verander. Hier's 'n groot openbaring. Want jy kry dit ons, hy kom tot bekering en dan bekeer hy nooit weer in sy denke. Dis hoekom die woordbediening so belangrik is, metanoia. Jy verander in jou denke aan mekaar. Jy word vernuwe in jou denke. Moenie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar word verander waar? In jou denke. Wow. As daar iets verkeerd is, wat doen jy? Jy bely dit, jy laat staan dit. Maar as jy 'n fout maak, is jy nie nou minder geliefd nie. Hallo kerk, jy moenie hierdie oomblikke mis nie. As jy nou 'n fout maak, is jy nie nou minder 'n seun en dogter van God nie. As my kind 'n fout maak, is hy nie skielik nie my seun nie. Of my dogter nie. As daar 'n fout is, moet bekering plaasvind. Ons is almal kinders van God, ons wat in Christus is. En ons moet maar gereeld die pad van bekering loop. Ons moet toelaat dat ons denke heeltyd verander. Sjoe, hierdie is wonderlik. Kan jy sien hoe die hemelse Vader hardloop na elkeen wat verlore is, wat opstaan en sê, ek bekeer my, ek gee my hart vir Jesus. Hy gaan nie vir jou sê, maar jy het dit gedoen en jy dat gedoen, en jy moet nou eers hierdie klomp goede doen, hoor? En dis wat party godsdienste doen. Hulle is die klits kwyt. Nee, al wat jy moet doen is, jy moet Jesus aanneem. Want God die Vader sien Christus. Dis my geliefde seun. As jy in hom is, dan word jy ook 'n seun. Hy word genoem die gesalfde. As jy in Christus is, word jy ook die gesalfde genoem. Hy word genoem die geliefde. As jy in Christus is, word jy ook geliefde genoem. Nee, hoor hierso. Nee, ek wil net vir jou sê, jy moet nou eers deur hierdie program gaan. Jy moet nou eers hierdie wette doen. Paulus het 'n sterk woord gebruik, hy het gesê, wie het julle getoor? Engels sê, who has bewitched you? Hy sê, Christus is voor julle afgeskilder. Hy sê, ek preek Christus, dis wat jou pastoor vanmôre doen, dis soos 'n skildery wat ek vir jou gee. Het gaan alles oor hom. En dan sê die duiwel vir jou, maar jy is sleg man, jy moet steeds dit doen. Nee, jy moet net sy vergifnis en liefde ontvang in Jesus naam. In geloof. En dan begin jy hierdie pad stap van bekering. En as jy die Here lief het, want hy vul jou met sy liefde,
Raai wat, dan gaan jy daai lewe wil agterlaat. Dis die verlore seun se storie. Ek gaan terug na my pa toe, daar's oorvloed. Jesus, daar kan ek lekker lamchoppies eet. Kom aan, in Christus is daar oorvloed. Kan julle amen sê? In Christus is daar liefde, vrede, vreugde. Buite Christus is dit 'n vreeslike, kan ek 'n sterk woord gebruik, 'n helse lewe. Jy dink net aan die hel, maar is hel op aarde wanneer jy buite Christus is. Want is net hy wat jou kan vervul, is net hy wat jou kan vul met blydskap en vrede en vreugde en geluk. Dis hy wat vir ons 'n voorspoedige, geseënde lewe gee. Ek is geliefd. Nie as gevolg van wat ek gedoen het nie, as gevolg van wat hy gedoen het. Help my om hierdie woord uit te kry, want ek sê nou vir jou kinders gaan by die Here uitkom, jou familie. Die duiwel lieg vir mense. En hulle dink God is kwaad vir hulle, en dan weet jy wat, dan verval hulle al hoe dieper in verslawing. Want hulle het seer. Gee jou seer vir die Here. Jy sê, Pastoor Hendrik het seer. Ek deel aan mekaar met mense. Gee jou seer vir hom. Hoekom hou jy dit vas? Want dan bejammer jy jouself. Dan sit jy al die aandag op jouself. En ek sien party mense wil nie eintlik vrykom nie. Want hulle kry heeltyd aandag. Nee, hierdie verlore seun, luister mooi, daar was nie ingemeng nie. Hy moes daai pad van die varkhok loop. Hy moes by sy sinne kom. Joe, dankie Here. En toe hy opstaan en terugkom, daar is die Vader, ons verstaan, hy is lief vir ons, maar jy moet kies om op te staan. Toe het sy hele lewe verander. God verwelkom ons met liefde en genade, kyk mooi, nie met veroordeling. Ek gaan klaarmaak. Ek deel hierdie kosbare goede met jou. Die seun het verwag om 'n diensknegt te wees, maar die Vader het hom as 'n seun herstel. Sê gou saam met my, sê ek is 'n seun van God. Sê dit weer, ek is 'n seun van God. Toe maar in die Grieks is ons almal seuns. In die hemel is daar nie geslag nie. Het jy geweet die Here Jesus het gesê, daar trou ons nie. Want ek het vir Teresa gesê, dan moet sy maar langs my kom bly. As jy by jou pastoor wil kom besoek, jy moet maar daar in my woonbuurt wees, hoor. Maar die Bybel sê, ons gaan soos engele wees, daar gaan nie geslag wees nie. Jy gaan nie trou nie. Want veral die ouens wat nou so baie getroud is, hulle het nou 'n probleem. En die Fariseërs en die Sadduseërs het reeds daaroor met hom gepraat, want hulle verstaan nou nie, Here, wat nou van hierdie oud 8-9 vrouens al gehad, of 8-9 mans al gehad. Wie sin is nou wie sin? Hy sê hulle dwaal. Julle ken nie die skrif nie, ook nie die krag van God nie. En die hemel is daar, gaan ons nie trou nie. Ons is getroud met Christus. So as jy dit mooi verstaan, seun van God is 'n mooi Griekse woord, hios, kan later weer daaroor praat, seunskap, seuns van God. Net so sê die Bybel ook, ons is die bruid, so manne, jy dink dalk nie, jy is bruid nie, jy is bruid. Hierdie gaan nie oor geslag nie, is in die gees. Kom aan, lig Johannes, sê ek is 'n seun van God. Sê ek is deel van die bruid van Christus. Sê ek is geliefd. Ek gaan klaarmaak. Geniet julle hierdie woord. Jo. Daar's iemand wat hierdie moet hoor. Jy het so droog gemaak. En jy dink jy verdien nie om 'n seun te word nie. Jy verdien dit nie. Hoor hoe sê ek dit so dat jy kan vrykom? Jy verdien dit nie. Ontvang dit net. Dit het getref. Iemand huil by ons sê ek verdien dit nie. Jy's heeltemal reg, jy verdien dit nie. Niemand van ons verdien dit nie, maar in Christus word ons seuns genoem. Kom aan, ons is die geliefde van die Here. Ons is die kerk van die Here Jesus. Elke keer wanneer iemand teen die kerk praat, teen sy bruid praat, praat hy teen sy geliefde. Die Heilige Gees is met ons almal besig. Hy's op pad met ons. Niemand van ons het nog gearriveer nie. Moet nooit dink jy's beter as ander.
Kom sê vir jou langs jou, die Here is nog besig met my. Kom sê dit net vir iemand. In Christus is ons geliefd en word ons ook geliefdes genoem. Jy moet hierdie woord oor en oor gaan luister. Nie omdat jy het verdien nie, slegs uit genade. Maar wat help dit nou, jy praat oor die evangelie, maar jy aanvaar dit. Oh. Wat help dit, en dis wat party ouens doen vanmôre, reg nou, in kroon, nou, praat oor die Here. Kyk mooi, is veroordeel jou nie. Praat oor sy liefde, maar hulle maak dit nie hulle eie nie. Sodra jy dit jou eie maak, kan jy loskom, kan jy vrykom. Want hy wil graag hê, jy moet geseënd wees. Kom ons doen hierdie verklaring, en dan gaan ek vir jou bid. Sê saam met my hart op, sê ek is geseënd, gesalfd, gesond, en geliefd, in Jesus naam. Amen. Sê hard, sê duiwel, jy kan niks omtrent dit doen nie, niks. Sê, ek is nou maar eenmal 'n geliefde, kom aan kerk, ek is nou maar eenmal. Ja, ek is nou eenmal 'n geseënde, maar ek is nou eenmal 'n geliefde. Duiwel, jy kan niks omtrent dit doen nie, ek is geliefd, prys die Here. Die Here like my baie, die Here is so lief vir my. Kan ons vir die Here klap, kan ons vir hom 'n lofoffer gee? Kom aan, gee hom al die eer. Yes! Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U so lief is vir ons, dat U beste, Jesus, vir ons gegee het. Dankie vir die evangelie, die goeie nuus. Jesus, dankie dat U in ons plek gesterf het. Dankie vir hierdie woord vandag. Hoe bid ek dat hierdie woord sal bevestig met wonders en tekens. Dankie dat ons in Christus ook geliefd kan wees. En ek wil spesiaal bid vir elke verlore seun. Here, van vroeg af het ek gebid vir verlore seuns, hulle wat buite Christus is. Verlore seuns, verlore dogters, ons bid nou saam, dat hulle almal die pad van bekering sal loop, dat hulle almal tot hulle sinne sal kom, dat hulle sal opstaan en sê, ek gaan terug na my hemelse Vader toe. Ons bid vir al ons mense, al ons families, dat elkeen gered sal word, dat elkeen gedoop sal word met U liefde. Ek bid ook spesiaal vir almal wat die Here so mooi dien. Ons weet dis net genade, maar dat elkeen sal vul met U liefde, 'n groter liefde vir mense, vir siele. En dat ons sal bid vir mekaar, en dat ons sal bid vir die redding van siele, soos nog nooit van tevore. Dankie dat ons geliefd is. Here, ons eer U. Ons is lief vir U, omdat U eerste lief was vir ons. Dis wat U woord sê. Ons gee al die eer en al die lof in Jesus naam. En almal sê amen.